Goeiemôre. Wie het ek nog nie gegroet nie? OK, almal is gegroet. Eerstens welkom aan ons besoekers hierso. Ons dink aan Tannie Elsa en Dirk wat vandag hierso sit. Baie welkom hierso. Dit gaan vandag so 'n bietjie anders te wees as ander dienste. Ons gaan 'n kort boodskap gee en daarna gaan ons 'n gebed in, sodat julle nie weet die vloei van hoe dit dinge gaan gebeur. Maar baie welkom. Geniet dit. Eerstens, dit was 'n moeilike week toe ons die bestuursvergadering gehad het waar Tinus gevra het, daar's 5 weke in hierdie maand en hy wil graag elkeen 'n kans gee om ietsie te sê of 'n woord te bring. Het ek stil geraak en soos Marieta eendag vir my gelag het, ek wou sê ek kan nie stil raak nie want dan raak my gedagtes besig met ander goed. Maar sodra ek besig is met die ander goed, dan begin die Here met my gesels. En in daai bestuursvergadering toe kom hierdie lied op, The Lord is a Strong Tower. En van daar af het ek net geweet, dis die Here wil hê ek moet hierdie woord vandag vir julle bring. God is 'n sterk toring. So, kan ek daai skyfie gou opkry asseblief? Nou, daai skyfie is net 'n illustrasie van 'n ligtoring wat iewers te gebou is tussen Engeland en Frankryk. Hy's in 1911 gebou al met granietblokke. Nou, ek wil nie te veel in die geskiedenis aangaan nie, want dis nie waaroor ek gaan praat nie. Maar daai golf word tot 20 meter hoog. Nou met 'n idee te gee van golwe, op 'n 3 voet breekpunt is dit 500 kg wat 'n golf breek. En op 'n 10 voet golf in 'n breedte van 20 meter is dit 410.000 kg. Dis omtrent 400 karre wat neerkom op mense of op in die see. En ons almal het al stories gehoor wie het probeer staan teen 'n golf. Nou dink die ergste ding van alles is jou ego wat daarmee gaan. En daai man sou nie daar gestaan het as hy geweet het wat agter hom is nie. Hy staan daar met sy hand in sy sak. Ek het eintlik probeer nader kom, maar hy's redelik gemaklik en die foto's in 1989 geneem, so daar was nie AI nie. Dis die waarheid. En hy weet daai mure is omtrent 2.7 meter met granietblokke gebou, dik. En so kan ons verstaan as ons 'n sterk toring bou vir God. Want ons kry daaglikse golwe in ons lewens. Of dit finansiëel is, of dit depressie is, of dit aanslae is van enige kant toe, beproewings wat ons het, blyplek soos van Jaap hulle, dit val ons aan. So ons moet daar deurkom en daar stappe om so 'n toring te bou. En stappe is rof. So ons het vroeër gesing, Blessed be the name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. So hoe bou ons 'n sterk toring hier by ons huis, in ons gemeenskap, by ons skole? Ons kan daai ding net bou deur daai toring net bou deur 'n sterk fondasie. En daai fondasie is deur die naam van God. In Spreuke 18 vers 10 lees ons: Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardop daarin en word beskud. Ons lees ook in Romeine 10 vers 13: Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En in Micha 5 vers 3: Hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here God, en hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot die eindes van die aarde. Hierdie verse beklemtoon net dat God se karakter en naam 'n toevlugsoord is in tye van nood en beskerming. En om hierdie sterk toring te bou vir sy familiekerk of jou huis, gemeenskap of stap, is daar 'n paar stappe wat gevolg moet word. En soos ek gesê het, ons begin met 'n sterk fondasie en Jesus is die rots. In 1 Korintiërs 3 vers 11: Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Dit is ons fondament wat ons moet bou om hierdie. Ek met Tinus het gepraat van die Here het gesê kom af van die berge en bou 'n kerk. Kerk het ons nou 'n sterk toring gebou. En ons het 'n fondament en Jesus is die rots. So ons moet
verder gaan en opbou en ons moet gestig word hierso en dan deur dit te doen moet ons gehoorsaam wees. En die gehoorsaamheid in Matteus 7 vers 25 is 'n baie bekende vers. Die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fundament was op die rots. So ons sien nou waar ons beskerming lê, waar ons sterkte lê en hoe ons moet doen vorentoe. Dit is 'n belangrike stappe en dan erken die skepping. Stap 3, erken die skepping. In Job 38 vers 4, waar was jy toe ek die fondamente van die aarde gelê het? Maak dit bekend as jy die insig verwerf het. Erken God se skepping, mense. Dit is die eerste stap om 'n sterk toring te bou, om hier te kan wees en ons almal roep altyd die naam van die Here ook aan en ons sê ons Here help. By my eie werk sit ons daar met 'n situasie, met Kobus het al gebeur daarvoor. Ek's nie gelukkig nie. Maar dit bid nou al vir 3 jaar dat ek nie gelukkig is nie. So die Here het nog elke keer deurgekom, so al vir 3 jaar is dinge net beter geword, maar ek sien dit nie raak nie. Nou is daar dinge, hulle gaan strukture verander. Nou is die mense weer ongelukkig, maar dis waarvoor ons gebid het. Dinge moet verander. So kan ons ooit tevrede wees? Ons moet vorentoe kyk, mense. En dan stap 4, die toring, Efesiërs 2 vers 20. Gebou op die fundament van die apostel en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Dit maak 'n kerk en 'n gebou net sterker en ons in geloof ook om vorentoe te kan gaan. En die Here te gaan aanbid soos waarvoor ons geroep is. En ek dink is in Matteus 28:19 waar hy sê gaan uit en gemaak disippels van mense. Dis 'n roeping op ons almal se lewe. Jy hoef nie hier voor te staan en 'n manteldraer te wees om dit te kan doen nie. Gaan uit en gaan doen dit. So dit is in kort basies waaroor ek vandag wou gepraat het en ons het nou hier 'n paar gebedspunte wat ons aangevra is om oor te bid en die Here het hierdie op my hart gelê as jy net daai gebedspunte kan opsit asseblief JC. Dit gaan oor beskerming veral in ons gemeenskappe, in ons areas, ons kerke, ons lewens. So ek sal begin en dan as jy voel soos jy hier op jou hart lê, bid vir ons verder. Vat hierdie vir ons verder asseblief mense. OK. Dierbare en wonderlike Vader, Here, ons staan vandag hier so, Here, en ons erken U as konings van ons lewens, Here. Erken U, dis die toring na waant ons kan hardloop, die sterk toring, Here. Here, al die golwe op ons lewens wat slegte goed veroorsaak, Here, wil ons in U naam kom beveg, Here. Here, soos U gesê het in die woord dat ons moet net na U toe draai, net uitroep en sê Here, waar is U, dan help ons. Ons U is daar vir ons. Ek bid dat U in hierdie tye saam ons sal wees, Here, op alle aanvalle van ons lewens, Vader. Here, daar waar ons werkloos, ons mense werk verloor, Vader, en bid vir werke, waar ons sieke toestande kry, Here, in teëspoed in alle rigtings van ons lewens, Vader. Here, daar's mense wat depressie het, ons weet depressie is nie van U af, en ons bid dit in die naam van Jesus, ons bid die bloed van Jesus oor dit. Vader, maar ek bid ook vir versekering, en ek sê vir U, dankie Here, dat ons daarvoor kan bid, dankie dat ons kan wees waar ons is vandag, Here, in 'n gebou, in 'n sterk toring, Here, gebou met die Jesus as die hoeksteen, hierdie rots, Vader, waar ons kan staan en U kan vra, Vader, ons, help ons, wees saam met ons, en ek weet U is daar, Vader, en Vader, ons bid dit en ons vra die salwing op dit as U daar sal wees en ons sal help in hierdie tye, Vader. Ons loof en ons prys U in Jesus se naam. Dankie, Vader. Amen.